trek by deel 4, ek het vir die 3 dele reeds geplaas. Ek probeer vir die in eenvoudige Afrikaans verduidelik, wat die woordjie genade beteken in die Bybel, in die skrif, en ek probeer vir u die verskil verduidelik tussen barmhartigheid en genade, soos die Engelsman sê, tussen mercy en grace. So as jy die vorige 3 dele gemis het, jy kan dit gaan soek op YouTube of op ons blad. Jy verloor niks, ons gaan net aan, ek wil graag vir u wys, ons begin nou bietjie by die briewe van Paulus, wat die kerke so graag gebruik om die volk mee te mislei, en wat hulle so graag aanhaal, en die woordjie genade wat hulle so graag aan die gemeente verduidelik en verkondig, terwyl hulle self nie weet, of terwyl hulle weier om die betekenis van die woordjie aan die gemeente te verduidelik. Die brief aan die Romeine 1, sal jy sien, Paulus begin, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker, op die diep waters, maar die gees van die almagtigheid oor die waters gesweef. Toe die almagtige gesê dat daar lig wees, en daar was lig. Die almagtige het die lig, het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Vader het toe die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het Vader gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die water van mekaar te skei. So het dit gebeur, Vader het 'n gewelf gemaak, en die waters onder die gewelf geskei, van die waters bo die gewelf. Vader het gespreek met sy woord. En jy sal sien, Vader se woord is belangrik, en Vader se woord is almagtig. En as ons praat van Vader se woord, dan praat ons van Vader se almag, en Vader se wil, en Vader se hart. En ons moet die konsep en die betekenis van woord, moet ons begin verstaan. Dan gaan ons baie makliker die hele skrif, en selfs Paulus se briewe, wat hy aan die verskillende gemeentes geskryf het, verstaan. En ons moet verstaan wat die verskil is tussen genade en barmhartigheid. So u sien, Vader spreek die woord, en hy skei die lig van die donker. Vader spreek die woord, en hy skei die water op die land, en die water in die lig, in die hemel. Romeine 3, al die mense is onder die mag van die sonde. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is, soos het geskrywe is. Daar is niemand regverdig, selfs nie een nie. Nie ek nie, en ook nie u nie, en ook nie u dominee nie, en ook nie u pastoor nie, en ook nie u priester nie, en ook nie u leraar nie. Daar is net een wat regverdig was, en dis Yeshua, wat ons, ek en u, sy voorsate, aan 'n paal vermoor het. Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van Vader geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. U sien, Vader se regverdigheid is geopenbaar. Geregverdigheid, Vader se woord is regverdig. Vader se woord is Vader se wil, Vader se woord is Vader se hart. Die geregtigheid, naamlik van Vader, deur die geloof in Yeshua, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van die Vader. Ons almal het gesondig, en omdat ons almal gesondig het, van Adam se tyd af. Adam het ons in hierdie sonde gedompel. Adam was ongehoorsaam, en u moet luister, die sonde op die aarde het gekom as gevolg van ongehoorsaamheid. En al hoe hierdie volk en hierdie aarde en hierdie wêreld weer gered kan word, is deur gehoorsaamheid. Vader was Adam genadig, barmhartig. Hy het Adam laat lewe, sonder dat Adam iets verdien het. Hy het Adam se nageslag vermeerder, sonder dat dit verdien het. Dis barmhartig. En hulle word deur die genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing, wat in Yeshua is. Hom het die Vader voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van die Almag. Paulus sê self, Vader het ons hierdie sonde uit genade uit barmhartigheid uit vergewe, toe hy sy seun gestuur het, om die sonde op hom te neem. Nie uit guns nie, nie uit genade uit guns nie, uit barmhartigheid, mercy, sonder dat ons enige iets verdien het, is meer as na die wet, meer as net die wet dan nodig. Want
Jy sien, die wet is net die grondslag van gehoorsaamheid teenoor die Almagtige. Die wet kan jou nie red nie. En Paulus sê dit self. En dis waarop die Christene so roem. Dat as jy die wet probeer onderhou, is jy verkeerd. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê die wet alleen kan jou nie red nie. Die wet is net die grondslag. Want onthou, die wet sonder geloof en die wet sonder die daad is waardeloos. Hy is dood, sê die skrif. Daarom kan die wet alleen jou nie red nie. Maar die wet is die grondslag tot gehoorsaamheid tot die Almagtige. En gehoorsaamheid aan die Almagtige lei tot die deur van die koninkryk van die Almagtige. Gehoorsaamheid is die sleutel tot die deur van die koninkryk. Jou werke wys tog waarin jy glo. En net sy bloed kan ons regverdig verklaar voor die Vader. As ons gehoorsaam is en onder die genade, die guns van die Almagtige bly. Abraham was gehoorsaam aan die Almagtige. Hy het onder die guns van die Almagtige gebly, omdat hy gehoorsaam gebly het aan die Almagtige. Hy het geglo sonder om vrae te vra. Hy het gedoen wat die Vader hom gevra het met blydskap. Daaroor het Abraham die seëninge ontvang van die Vader, omdat hy in die guns van die Vader was. Hy het dit verdien op meriete, omdat hy geglo het en gehoorsaam was. Johannes 2 vers 3 sê reguit, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is geen waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van die Vader waarlik volmaak geword. Heel eerste gebod. Daarmee word ek gegooi deur die Christene. Daar's net 2 gebooie wat die Jesus van die Katolieke Kerk vir hulle kom leer het. Alhoewel, die 2 gebooie wat Yeshua die volk kom leer het, is presies dieselfde. Jy moet die Almagtige lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Hy wat sê ek ken hom, daar staan nie eers hy wat sê ek het hom lief nie, daar staan hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar. Jy ken hom nie eers as jy sy gebooie nie bewaar nie. Jy kan hom nie lief hê as jy sy gebooie nie bewaar nie, want jy ken hom nie eers nie. Elkeen wat sy woord bewaar, bewaak, beskerm, oppas, koester, hou vas. In hom het die liefde van die Almagtige waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is en ons moet ook in hom bly. Hy wat sê dat hy in hom bly, hoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Jy sien, Yeshua sê dit baie keer. Wie in my bly, in hom sal ek bly. En my Vader sal in hom bly. En ons sal na hom toe kom en by hom 'n woning maak. Nie die wat een keer in my was, 2000 jaar gelede. Die wat in my bly, in hom sal ek bly. Romeine 4 vers 1. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Jy sien, daar kom dit weer. Guns word verdien, uit geloof en uit gehoorsaamheid. Abraham het geglo in die Vader, en hy was die Vader gehoorsaam, en hy het Vader se guns en Vader se genade verdien. Paulus sê dit self, maar die mense wil dit nie verstaan nie. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Geregtigheid gaan weer oor gehoorsaamheid. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Ongeregtighede, ongehoorsaamheid. Welgeluksalig is die man aan wie die Almagtige die sonde nie toereken nie. Hierdie saligheidspreking dan sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis. Want ons sê aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Nou kom dit weer, geloof tot gehoorsaamheid gereken. Hoe is dit dan toegereken toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnede nie, maar as onbesnede. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie, dat hy die Vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. Geloof, gehoorsaamheid, geregtigheid kom van Abraham se tyd af saam. Paulus het niks kom verander nie. Hy lê die klem weer eens hierop, op geloof, geregtigheid en gehoorsaamheid. Dit is die pad na die Vader se koninkryk. Die wet is die grondslag en die teer waarmee ons hierdie pad teer. Maar ons moet hierdie pad nog stap. Genesis 26 vers 5. Omdat Abraham na my stem geluister het
en my ordeninge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Staan in Genesis, reeds so geskryf. Hier bevestig Paulus alles. In Romeine, sommer sy heel eerste brief aan die Romeine. Omdat Abraham geluister het, gehoorsaam het aan my ordeninge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Hy het nie net die wet onderhou. Hy het na my stem geluister, hy het my ordeninge gehou, hy het my gebooie gehou, hy het my insettinge gehou en my wette onderhou. Hy was gehoorsaam en hy het die wet onderhou. Die wet alleen kan jou nie red nie. Ek sê weer, Paulus is reg, maar die kerk en die Christene verwerk nou die hele wet, net oor hierdie sinnetjie wat hulle nie verstaan nie. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof, gehoorsaamheid. Vers 17 sê, want as te gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, deur die een veel meer, sal hulle wat die oorvloed van die genade, van die gawe van die geregtigheid, dis gehoorsaamheid, ontvang in die lewe en heers deur die een. Jy sien, Yeshua is die een, en Yeshua is die weg, en Yeshua is die wet. En Yeshua het nooit gekom om die wet te kom vernietig nie. Hy het gekom om ons 100% te wys hoe om die wet, die geregtigheid, die gehoorsaamheid van die Vader te wandel. Die wet is die grondslag tot gehoorsaamheid van die volk. Die wet alleen kan jou nie red nie. Die wet is die saad, die begin van die plant. En gehoorsaamheid is die water waardeur hierdie boom en hierdie plant en hierdie wingerd en hierdie olyfboom van die Almagtige groei. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Daar kom dit weer. Gehoorsaamheid, geregtigheid tot regverdigmaking van die lewe. Vers 20 sê, maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, die guns. Sodat, soos die sondes geheers het in die dood, so ook die genade, die guns kan heers deur die geregtigheid, gehoorsaamheid tot die ewige lewe deur Yeshua, ons Here. Romeine 2 vers 5 sê, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlikheid, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaarmaking van die regverdige oordeel van die Almagtige. U sien, regverdigheid het te doen met gehoorsaamheid. Die toorn van die Almagtige rus op die wat hom of sy seun ongehoorsaam is. Guns, genade, ontvang die wat Vader en sy seun gehoorsaam is. Dis die genade waarvan Paulus praat, en dis die genade waarvan ek praat, wat uit Genesis al uitkom. En hier is ons nou by Paulus se briewe. En as jy die genade met guns vervang, waar dit so hoort, en die genade met barmhartigheid vervang, waar dit so hoort, dan begin die Paulus se briewe verstaan. En dan gaan jy begin verstaan dat geregtigheid is niks anders as gehoorsaamheid. Elkeen sal vergeld word na sy werke. Is ongehoorsaamheid nie 'n werk nie? Is gehoorsaamheid nie ook 'n werk nie? Aan die wat deel volharding die goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, is die ewige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam is, kom die ongeregtigheid, die grimmigheid en die toorn van die Almagtige. Kom dit weer. Gaan lees die betekenis reg. Hoe meer die sonde word, hoe meer het ons guns en genade van die Vader nodig. Hoe meer moet ons gehoorsaam wees aan die Vader en onder sy wet en onder sy weë en sy bloed en sy beskerming in beweeg. Maar ons kan nie daarin beweeg as ons die wet verwerp nie, want die wet is die grondslag tot gehoorsaamheid. Want waaraan moet ons dan gehoorsaam wees as ons nie 'n wet het nie? En waarheen moet ons dan bekeer as ons nie 'n wet het? Strauss verduidelik dit so, hy sê, geregverdig beteken onskuldig. Saved is beskermd. Restored is reconciled, versoen, herenig. Ons moet onsself versoen. Ons moet onsself herenig met die Almagtige. Deur gehoorsaam te wees aan sy wet. Deur ons te bekeer na sy wet. Om ons ore oop te maak en te luister en gehoorsaam te handel en te wandel. Romeine 6. Die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Jy sien? Genade is nie 'n vrybrief vir die sonde nie. Hier is dit barmhartigheid. Die feit dat Vader vir ons barmhartig is nie 'n vrybrief tot die sonde nie.
Maar dit verlos ons van die heerskappy daarvan. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Hier kom dit, sal ons in die sonde bly, sodat die guns meer kan word? Dis tog nie barmhartigheid en barmhartigheid nie. Kan nie barmhartigheid kry, na ons barmhartigheid gekry het nie. Ons kan guns by die Vader gaan kry. Ons kan guns gaan soek by die Vader, na hy ons barmhartig was. En dis presies wat die staan in Romeine 6. Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Hoe gaan 'n mens dood vir die sonde, as jy jou nie bekeer tot gehoorsaamheid aan die wette, die verordeninge en die instruksies van die Almagtige? Jy kan nie wedergebore wees, as jy jou nog nie bekeer het nie. En jy kan jou 20 keer laat doop, in 20 verskillende kerke, dat gaan vir jou niks beteken, voor jy jouself nie bekeer het, en gehoorsaam geraak het aan die woord van die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Bekering is nie moontlik, sonder om gehoorsaam te raak nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat, net soos Yeshua uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Wat se lewe is dit? 'n Gehoorsame lewe. Dis al wat dit is. Jy moet die ou mens, jy moet die ongehoorsame mens afsterf, en jy moet 'n gehoorsame word aan die Almagtige. Dis presies wat hier staan. Hier staan nie, jy moet met 'n bil doodgekap word en môreoggend in die water getrek word en weer opstaan nie. Dit beteken jy moet jou sondige lewe, jou ongehoorsame lewe moet jy afsterf. En jy moet gehoorsaam aan die Vader begin raak. Jy moet gehoorsaamheid aan die Vader begin toon, en aan sy weë en aan sy wette. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees, deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons die ouwe mens saam gekruisig het, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer in die sonde sou dien nie. Hier moet ons 'n keuse maak, wie ons wil dien. Die ongehoorsaamheid en die sonde, of die gehoorsaamheid aan die Almagtige en aan sy seun Yeshua. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Wat beteken hierdie enetjie? Ons het gehoorsaam geraak aan die Vader, en ons is geregverdig van die sonde. Ons het ongehoorsaam geraak aan die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dood, nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom. Hy het reeds gesterf. Hy het reeds die sonde oorwin. Hy het reeds opgestaan, en hy het reeds opgevaar na die koninkryk van die Almagtige. Ek en u, ons moet nog sterf. Ons moet nog die sonde oorwin. Ons moet nog gehoorsaam raak aan Vader. Ons moet nog die sonde verwerp. Dan moet ons sterf. En dan, wanneer Vader kom, dan sal ons eers opstaan. En dan kom oordeel hy volgens ons werk. Ons gehoorsaamheid of ons ongehoorsaam. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterwe. Hy het sy sonde vir eens en vir altyd afgesterf. Ons moet dit nog doen. Maar ons wil dit nie doen nie, want dit is te lekker op hierdie wêreld. Dit is te lekker in hierdie aarde. Ons wil nie ons sondes afsterf nie, want ons wil nie aan die Almagtige gehoorsaam wees nie. Ons is meer gehoorsaam aan die sonde en die afgode, as wat ons is aan die Almagtige. Dit is hoekom ons dit nie reg kry om ons sondes af te sterf nie. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir die Vader in Yeshua ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers nie, en dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Gaan kyk 'n bietjie na die begeerlikhede van ons volk. Gaan kyk 'n bietjie, as ek vir iemand op Facebook sê, vark is onrein verklaar deur die Almagtige, hoe word ek aangeval? Die Katolieke kerk, die Jesus van die kerke van vandag, wat die volk op die Sondag gaan aanbid, hy het vark rein kom verklaar. Yeshua het nooit vark rein kom verklaar. Vark en kreef en hond en kat en leeu en skilpad en krokodil is vir Vader onrein tot in ewigheid. Maar jy sien, die begeerlikhede heers nog oor ons volk, oor ek en oor u, omdat ons ongehoorsaam is aan die Almagtige. En ons kan nie verwag dat die Almagtige ons moet seën en ons weer terugkom in sy guns en onder sy genade, terwyl ons opsetlik ongehoorsaam is aan dit wat hy ons geleer het. Moet die julle lede stel tot beskikking van die sondes as werktuie van ongeregtigheid, daar kom dit weer ongehoorsaamheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van die Vader as mense wat uit die dood lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid, gehoorsaamheid, in diens van die Vader.
want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade, onder die guns van die Almagtige. Ons het onder die guns van die Almagtige gekom uit ons aksies en uit ons werke, omdat ons gehoorsaam was aan die Almagtige. Vers 16 sê, weet julle dan nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is, van hom aan wie julle gehoorsaam is. Aan wie is die volk, die boervolk, die mense, die Christene, die dominees, die predikante hierdie dag gehoorsaam? Aan wie is u gehoorsaam vandag? Aan wie is u vanaand meer gehoorsaam? U is gehoorsaam aan die wêreld, soos wat ek was. Ons word gewaarsku, Paulus waarsku. Ons sal diensknegte wees van die aan wie ons onsself beskikbaar stel. Ons is diensknegte, hierdie volk is vandag diensknegte van die afgode van die heidene. Ons is gehoorsaam aan die afgode van die heidene. Dit is hoekom hierdie volk vandag nog Kersfees hou, en Paasfees hou, en Haasfees hou, en Nuwejaar hou, en Human Rights Day hou, en Women's Day hou, en Vadersdag hou, en Moedersdag hou, en al die dae hou, vakansiedae, rusdae, maar hulle weier om die Almagtige se Sabbat te hou, en die Almagtige se feeste te hou. Hulle het diensknegte geraak van die aan wie hulle gehoorsaam is. Vers 17, maar ons dank die Vader dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat julle oorgelewer is. Jy sien, dit draai alles. Van Genesis 1 vers 1 tot in Openbaring 22 vers 14, kan jy maar gaan lees. Gaan dit vir Vader en vir sy Seun net oor gehoorsaam. Geloof sonder gehoorsaamheid is dood. Geloof sonder die werke is dood. Werke sonder gehoorsaamheid is dood. As ons nie gehoorsaam is, en daarvolgens werk en lewe en glo nie, sal ons die koninkryk van die Almagtige nie sien nie. Vers 18, ons is vrygemaak van die sonde, en julle het diensbaar geword aan die geregtigheid, aan die gehoorsaamheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid, varkvreetery, kreefvreetery en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle dan nou diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking, die gehoorsaamheid tot die heiligmaking. Begin nie puzzletjies 'n bietjie sin maak, en begin nie verstaan dat geloof en die wet, waarteen almal so skop, is totaal waardeloos, as daar nie gehoorsaamheid betrokke is. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Hoor, luister mooi. Toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Toe ons diensknegte was van die sonde, was ons vry van die geregtigheid van die Vader. Ons was vry van die gehoorsaamheid aan die Vader. Ons was hom nie gehoorsaam nie. Maar wanneer ons aan Vader gehoorsaam is, dan is ons nie meer onder die sonde nie. Dan kom ons weer onder die guns van die Vader. Dan kom ons weer onder sy genade. Dan staan ons weer in guns tot die Almagtige. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waarvan julle nou so skaam? Skaam is 'n lelike ding. Ek het sleg dinge in my lewe aangevang. Ek het gedraai waar jy nooit sal kom in die lewe nie. Ek het dinge gedoen wat jy nooit in die lewe sal doen nie. Want ek was onder die genade. Ek was onder grace. Ek was nie onder die wet nie. Tot die Vader my oë oopgemaak het. En vir my gesê het, genade en die wet is waardeloos sonder gehoorsaamheid. Watter vrug het ek gedra vir 50 jaar lang? Daai vrotte, wat almal kon sien, dis wat ek gedra het. Watter vrug dra u en ek? Watter vrug dra ons volk? En watter vrug dra ons predikante en ons dominees in ons kerke vandag? Vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan die Almagtige, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Gehoorsaamheid, die vrug van gehoorsaamheid. Deur gehoorsaam te wees, maak jy jouself diensbaar aan die Almagtige, en jy maak jouself ondiensbaar aan die wêreld. Jy stel jou apart van die wêreld en begin jou beskikbaar stel vir die Almagtige. En dan kom die vrug. Maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan die Almagtige, het jy die vrugte tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Niemand is nog gered vandag nie. Ek is ook nog nie gered nie. Ek moet die wedloop voltooi. En wanneer Vader weer kom, wanneer Vader my op die skouer tik en sê, wel gedaan, goeie en getroue diensknegt, jy mag deur die poorte van my koninkryk gaan. Daai dag eers sal ek gered word. En dit lê by die Vader en die bloed van die Seun. Net sy bloed kan ons regverdig voor die Vader, mits ons aan hom gehoorsaam is.
Die vrug is dan om weer in die lig te wandel, weg van die heerskappy van die sonde af. En dan eers kan mens die sonde vermy. Mens kan nie 50% bekering hoop of glo in die genade en die guns van Yeshua nie, of gaan wegkruip onder sy bloed terwyl jy onder die sonde is nie. Vader laat niks in sy huis toe wat onrein is nie. Yeshua sê dit hoeveel keer? Gaan lees weer. Johannes 3 vers 36. As jy in die Seun glo, het jy die ewige lewe. Maar as jy aan hom ongehoorsaam is, sal jy die ewige lewe nie sien nie, en die toorn van die Almagtige sal op jou bly. Die loon van die sonde is die dood, vers 23. Maar die genadegawe van die Vader is die ewige lewe in Yeshua ons Here. Ons moet vrygemaak word van daai arrogansie om opsetlik te wil sondig en dan te gaan wegkruip agter die genade van die Almagtige, wat ons nie eers weet wat die woordjie beteken nie. Niemand is veilig. In 'n wettelose land is niemand veilig. Nie ek nie, en nie u nie, en ook nie eers die vyand. Ons moet terugkom na die gehoorsaamheid aan die weë van die Almagtige. Dan sal Vader ons land seën en ons land weer genees, sodat ons almal weer in vrede in ons land kan woon. Maar wetteloosheid is die oorsaak dat niemand veilig is in geen land nie. Kyk 'n bietjie rondom hier op die nuus. Hoe lyk dit in die ander lande, daar in Europa en in Amerika? Die kerk leer ons mos dat al die gebooie is in die kruis vasgeslaan, daai dingetjie wat so lyk, die Katoliek. Paulus skryf self hier van Eli, Romeine 11, lees daarvan vers 2 af. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie, dat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie. Hoe hy by die Vader optree teen Israel, en hy sê, Vader, hulle het die profete gedood, en die altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, hulle soek ook my lewe. Jy sien, dis nie die heidene, en Islam, en die Satan, en die moslim, wat die profete doodgemaak het nie. Israel het hulle eie profete doodgemaak. Elia sê, ek is alleen oor, hulle soek my lewe ook. Maar wat sê die godspraak van hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie, sê die vader van Elia. Jy sien, Kersfees, Paasfees, Valentine, Halloween, Nuwe Jaar, al hierdie Baalfeeste, Songod, Sondag aanbidding in die kerk, by die Baalpriester van die NG Kerk en al die kerke in ons land, wat die Vader se Sabbat verwerp, wat die Vader se weë verwerp, en wat enige een aanval en wil doodmaak, wat gehoorsaam is aan die weë van die Almagtige, dis hulle waarvan Paulus praat. Paulus het dieselfde pad gestap. Elia het in die Ou Testament dieselfde pad gestap. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfseltjie, ooreenkomstig die verkiesing van die genade, die guns. Genade, hulle het guns gevind in die oë van die Almagtige, omdat hulle knie voor Baal nie gebuig het nie. 7000 manne uit die volk van Israel. Nie 7 miljoen Christene, wat elke Sondag in die kerk sit, en die songod van die Katolieke aanbid nie. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die moeitevolle arbeid nie. Jy sien in Hebreëus, hierdie tweede deel van die versie kom nie eers in die Hebreëse geskrifte voor van Paulus se brief nie, want vers 6 sê, en as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie, wat eintlik moet staan uit die moeitevolle arbeid uit nie. Die tweede deel van die versie sê, anders is die genade geen genade meer nie, en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer uit die genade uit nie, anders is die werk geen werk meer nie. Hierdie misleidende, verleidende stukkie kom in geen Griekse of Hebreëse Bybel voor nie. Hy's ingesmokkel deur die King James en die mense wat ons Bybel vertaal het. Guns kry mens net uit die werke uit. Genade van die Vader word op meriete aan ons toegeken. Nou, jy sien genade, of Vader se guns, of om in sy guns te kom, gaan weer eers nie net oor die onderhouding van die wet nie. Die wet is die grondslag. Die wet is die beginsels wat Vader vir ons neergelê het. Gehoorsaamheid aan die Almagtige en die manier waarop ons lewe is die vervolmaking van die wet van die Almagtige.
Ons geloof word weerspieël en bevestig aan die rondom ons, deur die pad waarop ons wandel. Nie ons bla 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 woorde wat sê, ek glo in Jesus, ek glo die, ek glo daai, die Boesman glo, die Herero glo in sy boomgod, die Ovambo glo in sy eie God, die Moslem glo in sy eie God, die wêreld glo. Aan wie glo u? En op wie se weg wandel u? Ons geloof is sigbaar vir die res van die wêreld, deur die weg waarop ons wandel. Vader sê in Esegiel, my sabbate en my feesdae is die teken, die merk tussen my en my volk, sodat die wêreld kan sien dat ek hulle geheilig het en afgesonder het en apart gestel het van die wêreld. Wie se merk en teken en geloof dra u deur die Songod Kersfees te hou, die Paasfees Songgodfees te hou van Estar, die Hoerfees van Nimrod, die Hoerfees van Valentine, die Satanfees van Halloween en die katholieke Songodfees van die 1 Januarie, die nuwe jaar. As ek na u weer kyk wat u wandel, dan weet ek verseker waarin u glo. Dit sal sigbaar wees vir almal rondom u, op wie se pad u wandel. Jy sien, gehoorsaamheid is nie al wat tel vir die Almagtige. Onthou toe Moses, voor hy die beloofde land ingegaan het, toe stuur hy sy verspieders uit, 12 manne en sê, gaan verken die land Kanaan. En dan kom julle terug, en dan kom vertel julle my, wat gaan in daai land aan? Al 12 was hom gehoorsaam. Hulle die verkenning gaan doen. Al 12 het teruggekom. Met druiwetrosse, wat 2 mense moes dra. Caleb en Joshua het gesê, yes, dis die land van melk en honing. Moses, laat ons gaan, ons is opgewonde, ons wil hierdie land ingaan wat die Vader ons beloof het. Kom ons pak ons goed, kom ons vat die mense aan. Die ander 10, nee, die mense is groter as ons, en is reëse, en ons sal nie daar kan ingaan nie, en hulle gaan ons doodmaak, en ons moet liever nie in die beloofde land in nie. Ons moet nou maar liever hier bly, want ons is te bang vir die groot mense. Jy sien, hulle was almal gehoorsaam, maar hulle het die taak wat hulle gekry het, nie met blydskap kom uitvoer nie. Hulle was nie gehoorsaam, hulle was terneergedruk, hulle was bedroef. Hulle het begin murmureer teen die belofte van die beloofde land, wat die Almagtige hulle gegee het, wat voor hulle lê. Weet jy wat? Joshua en Caleb het die beloofde land ingegaan. Die res het dit nie gemaak nie. Alhoewel hulle gehoorsaam was. So ons moet, die wet van die Almagtige is die grondlegging en die beginsel tot gehoorsaamheid. En hoe u en ek in ons hart hierdie gehoorsaamheid uitvoer, bepaal of u en ek die pad gaan vind na die koninkryk van die Almagtige. Ons sien dit elke dag. Almal wil minimum loon hê vir minimum arbeid. Ek het 2 ons het by my kom aansoek doen bewerk. Piet en Koos. Piet en Koos is al 2 vloerwassers. Piet en Koos daag elke dag betyds op vir werk. Piet en Koos is gehoorsaam aan alles wat ek vir hulle gee om te doen. Piet sleep sy voete en hy knor en hy mor en hy moan elke dag as hy die werk moet doen. Maar sy maatjie doen dit met blydskap. Hy sing en hy fluit terwyl hy die vloere was. Maar dit is vir hom lekker om gehoorsaam te wees aan die opdrag wat hy ontvang het. Watter een dink u, gaan ek aan die einde van die jaar 'n bonus gee of 'n bevordering gee tot die volgende stapie in sy lewe? En presies dieselfde meet Vader ek en u se gehoorsaamheid teenoor hom. U moet my mooi verstaan vanaand. Die wet is nie gekruisig nie. Die wet is die grondlegging. Die wet alleen kan jou nie red nie. Gehoorsaamheid is die sleutel tot die koninkryk van die Almagtige. Dit staan geskryf, jy moet gaan lees. Ons is vanavond nog net by Romeine, ons het nog niks verder gekom as net Romeine nie. Vers 8 sê, soos geskrywe is, Vader het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet, 'n stryk en 'n struikelblok en 'n verdelging. Vers 10, laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug
vir altyd krom. Paulus, dis wat met die ongehoorsaames moet gebeur. Dis wat met die wetteloses gebeur. Dis wat met die goddeloses gebeur. En dis wat met die gebeur wat gedurig murmureer en in opstand kom teen die weë en die verordeninge en die insettinge van die Almagtige. Romeine 12 vers 1. Toewyding aan die Vader, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van die Vader, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige, aan die Almagtige welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hoe kan ons liggame as heilige, welgevalle offer voor die Almagtige probeer neersit, terwyl ons onrein is, vol afgodediens, vol varkvleis vreet, vol kreef vreet, omdat ons eie arrogansie ons ongehoorsaam maak aan die Almagtige. Vers 3 sê, want deur die genade, die guns, wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos Vader dit na elkeen toebedeel het. Vers 6. En ons besit genadegawes, wat verskil volgens genade, wat aan ons gegee is. Is dit 'n profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Romeine 6 vers 19. Want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword, daarom verbly ek my oor julle, en ek wens dat julle wys mag wees teenoor dit wat goed is, maar onkundig teenoor dit wat sleg is. Vers 20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade en die guns van Yeshua sal met julle wees. Vers 24. Die genade, die guns van die Almagtige sal met julle almal wees. En dan vers 25 van Romeine 16. Aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Yeshua, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige Almagtige, tot gehoorsaamheid van die geloof. Die genade en die guns van die Almagtige sy met julle almal. Amen.